Vandag se nuus, 'n nuwe variant van bloutong wat nie deur bestaande enstowwe gedek word nie, is waarskynlik die oorsaak van groot verliese onder skape in die Noord-Kaap. So meen Dr. Otto Kokemoer van Design Biologics. Gebiede soos Prieska, Douglas, Lukhof en Appington is swaar getref, met sommige boere wat reeds tot 1/3 van hul kuddes verloor het. Volgens kenners is die probleem wyd verspreid, selfs tot in die Oos-Kaap. Bloutong word deur 24 verskillende virusse veroorsaak en volgens Kokemoer kan al hierdie virusse nie in een enstof gedek word nie. Raisin South Africa has revised its estimate for the 2025 marketable raisin crop downward, following unexpected rainfall late in the season. Wessel Lemmer, CEO of Raisins SA, announced that the projected marketable volume now stands at approximately 84,240 tonnes, down from the original estimate of 96,720 tonnes. While early season conditions were favourable, widespread rain in late March, especially in areas upstream of Kakamas, caused significant drying delays. Despite the reduction, Lemmer assured stakeholders that the quality of marketable raisins remained suitable for export. Final figures will be confirmed by the end of June. 2 nuwe rekordpryse is van dese week vir Savannah bokke beklim tydens die Blue Blood Black Tie veiling wat in die Wes-Kaap plaasgevind het. Beide die ram en ooi is deur Anton Barnard en Seuns, 'n Savannah stoet van Tabazimbi in Limpopo gekoop. Die verkoper was die Maize Valley Savannah stoet van Hoopstad. Die ram Victory is in 2023 as wêreldkampioen ram bekroon en is vir R340.000 van die hand gesit. Die jong ooi het 'n rekordprys van R85.000 behaal. Barnard het die dier na die tyd Shelly gedoop ter ere van sy vrou. Vrystaat Landbou tydsel onlangs 'n jongboerkonferensie in Bloemfontein, die provinsie se finaliste in die 2025 Jongboer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die finaliste is DJ Meads van Petersburg, Junior Ferreira van Bethlehem, J.W. Derksen en Morney Kleinhans, beide van Hertsgwil, en Tini Prinsloo van Hoopstad. Die wenner word op 6 Augustus vanjaar aangekondig en dring dan deur na die Nasionale Agri SA Toyota SA Jongboer van die Jaar kompetisie wat later vanjaar plaasvind. Dan is die finaliste in die Veeplaas Klimaatslim ambassadeur projek ook onlangs bekend gemaak. Hulle is Willie Storm van die Olifantshoek omgewing en Stefan Becker van Appington. 'n Volledige verklaring hieroor is op agriorbit.com beskikbaar. En die Suid-Afrikaanse wolmark het weer eens tydens die 27ste wolveiling van die seisoen verbeter. Hier is Heinrich Victor met terugvoer. Dankie Lise en goeiemôre van my kant. Op die 27ste wolveiling van die seisoen wat op 16 April plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer eens effens verbeter, met die Cape Wools merino aanwyser wat met 2,6% vir alle merino wol en 3% vir gesertifiseerde wol versterk het teenoor die vorige veiling, en teen 'n skoonprys van R190.65 per kilogram en R194.92 per kilogram onderskeidelik gesluit het. Dit was aan Heinrich Victor met ons wolmark verslag en ook vandag se nuus.